Die fragmente van die Titan duikboot wat in 2023 van die oseaanbodem herwin is, het 'n brutale waarheid ontbloot oor nul risiko. Dit is 'n illusie. Wanneer kommersiële druk fisies genadeloose omgewings soos die abyssale dieptes of die vakuum van die ruimte ontmoet, moet regulasies die onvermydelike bestuur, naamlik die feit dat die verkenning van die onbekende vereis dat ons 'n vlak van risiko aanvaar wat geen wet kan uitskakel nie. Jason, kom ons ontleed hierdie dun lyn tussen tegnologiese vooruitgang en menslike koste, veral in die onderwater- en lugaardsektor. Jason, die kernprobleem is dat hierdie twee nywerhede by die absolute uiterstes van fisika werk. Aan die een kant het ons die verpletterende druk van die oseaantroë en aan die ander kant die plofbare energie wat nodig is om van die aarde se gravitasie te ontsnap. Die spanning tussen diegene wat die voertuie bou en diegene wat die reëls skryf is nog nooit so skerp soos in die huidige era nie, waar private kompanye vinnig besig is om regeringsagentskappe te vervang en hulle bring 'n korporatiewe kultuur saam wat nie goed pas by tradisionele ingenieursversigtigheid nie. Kom ons begin by die historiese konteks, want hierdie dinamiek het nie by die kontemporêre tegnologie miljardêrs ontstaan nie. As ons na ruimteverkenning kyk, moes instellings op die harde manier leer wat gebeur wanneer die skedule of produksie voorkeur bo veiligheid kry. NASA bied dalk die strengste waarskuwing. Die uiteindelike gevalle studie is die Space Shuttle Challenger ramp in Januarie 1986. Ingenieurs by Molten Vehicle, die kontrakteur wat die vaste brandstofvuurpyle vervaardig het presies geweet dat die verseelingsringe, die bekende O-ringe, hul elastisiteit verloor by temperature naby vriespunt. Die nag voor die lansering was daar 'n dramatiese telekonferensie waar ingenieurs soos Roger Boisjoly die bestuur gesmeek het om die missie uit te stel weens die buitengewone koue wat in Florida voorspel is. Tog het die lansering voortgegaan. Later ondersoeke het getoon dat NASA onder enorme politieke en mediadruk was om die skedule streng te hou. Daar was selfs druk om die vlug te laat saamval met die president se State of the Union toespraak. Bestuurders het die tegnisie beveel om die data te ignoreer en aan die sakebehoeftes te dink. Die resultaat was dat gloeiende gasse uit die seel ontskap het wat deur die koue verstyf is en die Challenger het 37 sekondes na 'n opstyging ontplof en al 7 bemanningslede gedood. Daardie gebeurtenis het die konsep van risikobestuur in lugvaart herdefinieer en bewys dat die grootste gevaar nie in die hardware lê nie, maar in organisatoriese kommunikasiefoute en die ondergeskiktheid van veiligheid aan skedulering. Dit is die oomblik wanneer die illusie van absolute beheer verbrysel word. Dit lei 'n fundamentele konsep in wat moderne regulasies in hoë risikosektore probeer toepas. Die idee dat risiko tot die laagste moontlike vlak verminder moet word, terwyl erken word dat dit nooit nul sal wees nie. In ingenieurs en regulatoriese kringe word 'n beginsel genaamd ALARP gebruik. 'n Akroniem vir as low as reasonably practicable, so laag as wat redelikerwys uitvoerbaar is. Die internasionale maritieme organisasie gebruik byvoorbeeld voortdurend hierdie beginsel om veiligheid op see te reguleer. Regulasies maak nie aanspraak daarop dat die waarskynlikheid van 'n maritieme ongeluk 0 moet wees. Inteendeel, die vereis van operateurs om deur streng wiskundige modelle en koste-analise te demonstreer dat hulle elke risikoverligtingsmaatreël aangeneem het wat nie buitengewoon duur of kompleks is in vergelyking met die voordeel wat verkry word. Om 'n LARP op 'n vragskip of 'n passasiersveerboot toe te pas, maak praktiese sin. Maar wanneer ons 4000 meter diep daal om wrakke of onverkende seebodems te verken, verdwyn die verdraagsaamheid vir foute. Uit 'n tegniese oogpunt staar die ingenieurswese van abyssale duikbote 'n passiewe maar brutale uitdaging in die gesig.
Die tegniese verskil tussen die ruimte en die diep oseaan verras baie mense, maar data bevestig dat die oseaanbodem 'n baie vyhandiger ingenieursomgewing is. In die orbitale ruimte is die drukverskil tussen die onderdruk binnekant van 'n ruimteskip en die eksterne kosmiese vakuum slegs 1 atmosfeer. Die hoofgevaar in ruimtevlugte lê in die lanseringsfase en die termiese terugkeer. In die diep oseaan op 4000 meter moet die romp 'n krag van ongeveer 400 atmosfere weerstaan. Dit beteken tonne gewig vir elke vierkante sentimeter. As 'n gedeeltelike drukverlies in die ruimte plaasvind, soos in sommige missies gebeur het die bemanning dikwels tyd om noodpakke aan te trek en kompartemente te isoleer. As daar 'n strukturele faling op oseaandieptes is, vind die implosie in fraksies van 'n sekonde plaas, letterlik vinniger as wat die menslike senuweestelsel neem om die pynsein te registreer. En dit is waar sertifiseringsregulasies die grenslyn tussen lewe en dood word. Die onderwatervoertuig Elvin, wat deur die Amerikaanse vloot bedryf word, het duisende duike in totale veiligheid uitgevoer. Sy titanium bewoonbare sfeer, verskeie sentimeter dik, word aan streng toetse onderwerp om druk van 1.25 keer die maksimum operasionele limiet te weerstaan. Daar is 'n vlootprotokol, P9290, wat elke aspek van die ontwerp en werking in diep water streng reguleer en staat maak op klassifikasie-instansies soos die American Bureau of Shipping om materiaal te verifieer. Tog het die private industrie maniere gevind om hierdie gevestigde standaarde te ignoreer. In die geval van die Titan-duikboot het sy skepper doelbewus gekies om die vlootklassifikasieagentskappe te omseil. Sy openbare argument was dat die sertifiseringsproses wat jare se stadige en deeglike toetse vereis, tegnologiese innovasie sou versmoor. Stockton Rash het gekies om koolstofvesel vir die drukrom te gebruik, gekoppel aan titaniumkoepels. Koolstofvesel is uitsonderlik vir spanning, wat die rede is waarom dit in lugvaart gebruik word, maar dit verswak onvoorspelbaar onder voortdurende siklusse van uiterste kompressie. Rash het aangevoer dat 'n interne akoestiese monitoringstelsel die bemanning sou waarsku in geval van dreigende delaminasie van die materiaal, wat hulle tyd sou gee om na die oppervlak te kom. Kundiges in die veld het geweet dat hierdie benadering fataal was. Wanneer koolstofvesel onder daardie druk begin val, is die implosie byna onmiddellik. Die akoestiese sensors lig jou slegs in dat jy binne 'n paar millisekondes gaan sterf. Hierdie filosofie van aggressiewe innovasie, wat eksperimentering bo sertifisering stel, lyk soos 'n direkte uitvoer van die ET-mentaliteit. Die konsep om vinnig te beweeg en dinge te breek om te leer, maar wanneer faling die verlies van menselewens impliseer, word die gebrek aan verpligte regulasies 'n onvergeeflike gaping. Hoe bots hierdie mentaliteit met die private lugvaartsektor, waar ons maatskappye soos SpaceX sien, wat soortgelyke ontwikkelingsmetodologieë aanneem? SpaceX gebruik 'n vinnige, iteratiewe ontwikkelingsbenadering wat effektief die verlies van prototipes tydens toetsing behels, soos ons gesien het met die skouspelagtige ontploffings van die Starship 4-pyle in Texas. Die regulatoriese dinamika is egter anders. Die regeringsbeheerliggaam, die Federal Aviation Administration, vereis gedetailleerde assesserings van die omgewingsimpak en die veiligheid van die omringende gebiede voor elke lansering. Toe puin van 'n eksperimentele lansering oor beskermde natuurgebiede versprei het, het reguleerders daarop volgende bedrywighede geblokkeer totdat regstellende maatreëls geïmplementeer is. Die FAA gryp swaar in om die omgewing en die onbetrokke publiek op die grond te beskerm. Maar wanneer dit kom by betalende passasiers wat aan boord van hierdie kommersiële voertuie gaan, verander die agentskap se benadering radikaal. Regulasie lyk asof dit 'n stap terugneem om nie die ontluikende ruimtetoerisme-industrie te hinder nie. Die Amerikaanse Kongres het 'n regulatoriese leerperiode vasgestel wat verskeie kere verleng is.
Hierdie moratorium verbied die FAA se afdeling vir kommersiële ruimtevervoer, die FAA-IST, om streng veiligheidsvereistes vir die ontwerp van voertuie bedoel vir passasiers op te lê. Tans is die federale wet gebaseer op die beginsel van ingeligte toestemming. Passasiers wat wetlik word gedefinieer as ruimtevlugdeelnemers moet formele dokumente teken waarin hulle uitdruklik erken dat die Amerikaanse regering die ruimteskip as veilig gesertifiseer het nie. Die hele verantwoordelikheid vir risikoaanvaarding word van die regeringsontwerper na die private verbruiker oorgedra. Hierdie ingeligte toestemmingmodel kan dalk werk vir welgestelde avonturiers wat bereid is om hul lewens te waag, maar dit laat enorme etiese vrae ontstaan as ons kyk na die uiteindelike doel van hierdie maatskappye: massa-ruimtevervoer en die vestiging van ekstraplanetêre kolonies. Die oorgang van hoë risiko eksperimenteer na massa-kommersiële vervoer vereis 'n paradigma skuif wat histories altyd duur was. Kommersiële burgerlugvaart het sy huidige vlak van obsessiewe veiligheid bereik, juis deur tragedies van die verlede medolies te ontleed en onbuigsame regulasies op te lê. Navorsers van organisasies soos the Aerospace Corporation het wiskundige modelle ontwikkel om die falingssyfers van toekomstige kommersiële suborbitale vlugte te voorspel. Maar die statistiese steekproef van werklike vlugte is nog te klein. Ons bou 'n industrie gebaseer op dosyne toetsvlugte, terwyl kommersiële lugvaart op miljarde gekonsolideerde vlugure staat maak. Hierdie spanning tussen kommersiële sperdye en streng toesig is nie beperk tot eksperimentele grense nie. Die tradisionele lugvaartindustrie het vir ons 'n verpletterende voorbeeld gegee van hoe produksiedruk die regulatoriese proses van binne kan korrumpeer. Die Boeing 737 MAX ramp het niks te doen gehad met die verkenning van uiterste omgewings nie, maar was geheel en al gedryf deur die behoefte om markaandeel teen 'n mededingende maatskappy te beskerm. Die 737 MAX geval beklim aan die uiterste gevare van praktiese deregulering. Boeing was haastig om 'n vliegtuig met groter en doeltreffender engines op die mark te bring om met die Airbus 320 Neo mee te ding. Om te verhoed dat vlieëniers aan 'n duur en lang simulator toeropleiding onderwerf word, het hulle die nuwe vliegtuig ontwerp om presies soos die ou modelle te werk, deur korrektiewe sagteweer genaamd MCAS te implementeer. Hierdie stelsel moes die neus van die vliegtuig outomaties laat sak onder sekere aerodinamiese toestande om 'n stolling te voorkom. Die tragiese paradoks is dat die FAA om sertifiseringstye te versnel 'n groot deel van die hersieningsautoriteit in Boeing se eie ingenieurs gedelegeer het. Die kontroleerder het sy rol aan die gekontroleerde oorgegee. Korporatiewe druk het gelei tot fatale ingenieursbesluite. Die MCAS-stelsel het staat gemaak op die data van 'n enkele aanvalshoeksensor, wat basiese beginsels van lugvaartredundansie verbreek het. Verder het Boeing inligting rakende die MCAS-stelsel uit die vlieënier se vrughandleidings verwyder en dit as oorbodig beskou. Defektiewe sensore die stelsel abnormaal geaktiveer het op vlugte in Indonesië en Ethiopië en die vlugtye afwaarts gedruk het die bemanning alself bevind waar hulle teen 'n onsigbare sagte ware veg waarvan hulle onbewus was. Daardie 346 sterftes is die direkte gevolg van 'n regulatoriese stelsel wat toegelaat het dat produksiedoelwitte fundamentele veiligheidsvereistes ontduik. Regulasies word dikwels deur korporatiewe bestuur beskou as bureaukratiese wrywing wat vordering vertraag of winshulpmiddels wegvreet. Maar hierdie voldoeningshandleidings word nie gebore uit 'n begeerte om ingenieurs se werk te kompliseer nie. Elke reël, elke redundansievereiste en elke inspeksieprotokol verteenwoordig die les wat geleer is uit 'n vorige ramp.
Daar is ook debat oor die vraag of 'n oormatige voorkomende regulatoriese benadering dalk die triomf van die Apollo-era heeltemal sou verhinder. Die Apollo-program het gewerk met risikoprofiele wat kontemporêre regeringsagentskappe onaanvaarbaar sou vind. Tydens die maanlanding ontwerpfases het modelle vreesaanjaende hoë waarskynlikhede van bemanningsverlies aangedui. Die konteks is egter oorheers deur 'n eksistensiële geopolitiese imperatief van die Koue Oorlog, wat die Amerikaanse samelewing en sy leiers as voldoende beskou het om die risiko te regverdig. Vandag het die dinamiek verander. Risiko's wat deur private korporasies geneem word gedryf deur kommersiële imperatiewe, finansiële gewin of persoonlike prestasie. Die ontwikkeling van regulasies wat rampe voorkom, beteken nie om verkenning te stop nie, maar om te verhit dat private ambisie die bemanning of passasiers in opofferbare proefkonyne verander. En hier ontstaan 'n ander jurisdiksie uitdaging. In die ruimte is daar die Ruimteverdrag van 1967, wat nasionale regerings verantwoordelik maak vir die aktiwiteite wat deur private aktore buite die atmosfeer uitgevoer word. In die diep oseaan heers daar egter 'n byna algehele wetlike vakuum. As jy in internasionale waters op 4000 meter diep werk, bevind jy jouself buite die bereik van enige nasionale toesagagentskap. Internasionale maritieme konvensies is gestruktureer om oppervlak skipverkeer, vissery en die ontginning van seebodembronne te hanteer, maar dit is geheel en al onvoldoende om die gebruik van eksperimentele voertuie te moniteer wat vanaf moederskepe met gerieflikheidsvlaag geloods word. Daar is geen polisie van die afgronde. Hierdie regulatoriese swart gat is presies wat toegelaat het dat ongesertifiseerde bedrywighede herhaaldelik in 'n omgewer geduik het wat tegniese foute nog minder as die uiterste ruimte verdra. Deur hierdie vertellings te ontleed van die koue wat die Challenger se O-ringe vernietig het, tot die faling van koolstofvesel in oseaandieptes, tot die goutiewe sensors van moderne vliegtuie, kom 'n universele les na vore. Regulasies gaan nie net oor die dikte van metaal-inlegings of ligaardsertifisering nie. Dit dien bowel om 'n organisatoriese stelsel te skep en te verdedig waar die stem van 'n tegnikus wat 'n anomalie opspoor, die mag het om 'n hele industriële apparaat te stop, sonder vrees vir korporatiewe vergelding. Hoe betroubaarheidsstelsels is gebaseer op die institusionele vermoë om twyfel te verwelkom en bedrywighede te stop wanneer anomalieë na vore kom. Reëls dien om diegene te beskerm wat die moed het om te sê dat die voertuig nie gereed is om te vertrek nie. Sonder die beskermende sambreel wat deur onafhanklike en streng toesig verskaf word, sal die natuurlike druk na wins en vinnige resultate meedoenloos voortgaan om veiligheidsmarges te erodeer. Die onderwater- en lugvaartsektore demonstreer daagliks dat die druk van menslike teenwoordigheid buite natuurlike grense uiterste ingenieursrisiko's behels, maar regulasies bly die enigste rasionele instrument om deurdagte verkenning van katastrofiese dobbelary te skei. Om die onvermydelikheid van risiko te bestuur, beteken nie om dit te kan uitwis nie, maar om te verseker dat elke enkele operasionele besluit geneem word deur wetenskaplike data meedoenloos te ondervra voordat finansiële projeksies geraadpleeg word. Dit is die les van Cleo, die Musa van geskiedenis, wat ook vir die Titanic geld. Deel hierdie episode met diegene wat daarvan hou om die kruispunt van ingenieurswese, etiek en die prys van menslike vooruitgang te verken.